Daar sy mense, baie welkom by nog 'n episode van die Woordwys podcast en ons het vandag 'n bietjie iets anders. So net om 'n bietjie konteks te gee, ek is stokstiel alleen vandag. Johan het ongelukkig 'n toets om voor te leer. Ons is nou in die middel van 'n semestertoetsweek. Dit is hoekom die episode bietjie minder was die laaste paar dae. So ons het nie uitgekom by die goeters opneem nie. Maar ons gaan ook nie later die week by mekaar kan uitkom nie, want in die tyd wanneer hy weer oop is ek al huis toe, en wanneer beide van ons oop is in ons reses, en ons reses is die hele week lang, so ek gaan nou ongelukkig, ek sê ongelukkig, ons gaan ongelukkig nie same podcast doen tot Oktober weer nie. In die meantime gaan ek hierdie week miskien 1 of 2 episodes opneem, en vir julle ietsie gee, net sodat julle ten minste nog iets het om te hoor en nog bietjie te leer van die woord. Soos wat ek het leer natuurlik, en Johan gaan dan volgende week vir julle sy hele eie ding doen, en ek is baie opgewonde om ook te hoor wat hy besluit om te doen, en dit gaan 'n verrassing wees vir my en vir julle, so ek moet sê ek sien baie uit, en ek glo die Here sal Johan goed gebruik, net soos dat hy my ook gaan goed gebruik om vandag se boodskap bietjie met julle te deel. So ja mense, dit is maar net vinnige verrigting wat ek wou gee voor ons die episode begin. En ons gaan vandag wat ook 'n bietjie anders te doen as wat ons dit gewoonlik doen. So gewoonlik het ons sover 'n tema gehad en dan het ons uitgebrei daarop. Nou die laaste episode was Spiritual Warfare en daar het ons dit gebou op Efesiërs 6 vers 12. So dit was wel 'n bietjie meer in die rigting wat ons wil gaan, maar die rigting wat ons ook dan wil verwys, soos ek gesê het in die eerste episode, is om geskiedenis te betrek en 'n boek te vat en dit ontleed en in die konteks en die algehele message van die brief ook in 'n gedagte te bring of van die boek in gedagte te bring. En vandag gaan ons dit bietjie doen en ek moet sê ek sien vreeslik uit. Voordat ek begin, wil ek julle asseblief vra net om al daai wonderlike dingetjies van follow en die ratings en om te deel met jou vriende. Dit, soos ek en Johan in die begin gesê het, ons doen hierdie net om eer te bring tot God se naam en mense passievol weer te kry vir die woord. En dit is al hoekom ons dit doen. Ons kan nie eens geld maak uit hierdie uit nie. Ons is nie op YouTube of enige van daai goeters nie. Ons is net hier op Spotify. En Spotify monetize nog nie Suid-Afrikaanse podcasters nie. So ons maak niks geld hier uit nie. Hierdie is letterlik net ons vrye tyd wat ons hierso opgebruik op die oomblik. En ek sê nie dit om te kla nie. Ek sê dit is nog steeds sulke groot eer om oor die Here te praat. Maar wanneer ons vra dat julle hierdie goeters deel, is dit nie om ons beter te laat lyk of meer bekend te maak. Dit is doeteenvoudig net om die passie vir die woord by meer mense uit te kry. So ja, dis die laaste keer dat ek dit gaan sê, en dan gaan ek wegspring met ons boodskap vandag. So, ek het nog nie besluit wat die titel van hierdie podcast gaan wees nie, of van hierdie episode gaan wees nie, maar ek dink dit gaan ietsie in die lyn wees van hoe jy Jesus beter leer ken. Nou, ons as Jesus-volgers, hoekom sal ons nie Jesus beter wil leer ken nie? Want hy is letterlik hy is die God van die univers. Hy het aan die kruis vir ons gesterf sodat ons verhouding met hom kan hê en in verhouding met hom en God en met die Heilige Gees saam kan leef hier op aarde voordat ons eendag weer vir ewig saam met hom gaan wees in die hemel waar ons geskei gaan wees van sonde en van hierdie wêreld vol sy sonde en al sy gebrokenheid. Dit is awesome, maar op die meantime, terwyl ons wag vir daai dag om te kom, het ons die tyd hier op aarde gegaan om hom beter te leer ken en mense te vertel van hom. Maar hoe kan jy mense nou natuurlik vertel van hom as jy self hom nie baie goed ken nie? Dit is soos om, ek weet mense gehou daarvan om 'n storie te gebruik van, jy kan die feite opnoem van jou gunsteling sportster. Jy kan sê, byvoorbeeld, jy vat AB de Villiers. Jy sê, AB de Villiers het soveel 100-talle geslaan, hy het sulke batting average gehad, hy het soveel catches gevang, hy het even hier en daar soveel overs gebol, wat baie skaars was, maar hy het so nou en dan, en jy kan al hierdie goeders van hom noem. As dit kom by AB de Villiers as mens ken, is dit maar net die mense naby aan hom wie hom ken, wat elke dag tyd spandeer met hom wie hom ken. En dit is maar dieselfde ding as dit kom by jou verhouding met Jesus en met jou verhouding met God. En as dit kom by Jesus en as dit kom by God, is jy kan mense vertel en hierdie feite noem, maar as jy hom nie self persoonlik ken nie, gaan dit, hoe jy praat daaroor, dit gaan bietjie verloor agter dit as dit sin maak. So, ek dink dit is ook belangrik, dit is
belangrik in jou wandel met die Here om die Here te ken, want anders is jy nie in 'n wandel met die Here nie, jy is in 'n wandel met jouself. So, ons gaan vir daai rede gaan ek probeer 'n mini reeks deur 2 Petrus doen. Nou 2 Petrus praat nie heeltemal net oor dit nie, maar die begin van 2 Petrus praat daaroor en ek dink dit is 'n great manier om af te skop met 2 Petrus. En voordat ek dit doen, gaan ek 'n bietjie agtergrond gee. Hoe opwindend is dit nie? So daar's baie interessante geskiedenis agter 2 Petrus. So ons weet dit is, ek dink die eerste vraag om te vra is, aan wie is dit geskryf? Ons weet Paulus skryf briewe en dan skryf hy dit aan die gemeentes in Korinte, aan sy gemeente wat hy in Galasië het en so voorts. Maar wie skryf Petrus aan? So ons weet in 2 Petrus 3 sê hy, hierdie is nou die tweede brief wat ek aan julle skryf, so ons vermoed maar dat hy dit aan dieselfde mense geskryf wie hy die eerste brief geskryf het. En in die eerste brief, as ek my Bybel daar kan uitkry, lees ons dat Petrus skryf dit aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Nou, as jy gaan kyk na die kaart en kyk bietjie na geskiedenis, daai is vandag se Turkye. So dit is wie die Petrus aanskryf, dit is die gemeente of die gedeelte in die groep mense wie Petrus hierdie brief aanskryf. Nou, as ons kyk na waar hy dit geskryf het en hoe oud hy was, nie hoe oud hy was nie, maar wat se jaar dit was toe hy dit geskryf het en so, weet ons nie, ons vermoed, hy het dit hier rondom by 68 na Christus geskryf, uit die tronk uit in Rome. En ons vermoed dat, die mense vermoed, ek sê altyd ons, maar mense vermoed maar, daai was rondom by die tyd, baie naby aan toe Petrus doodgemaak is. Nou daar's hulle noem dit 'n legende, so ek weet nie of dit regtig heeltemal 'n legende is nie, maar 'n ding wat ek raak gelees het soos ek voorberei vir hierdie episode, is daar is 'n soort van 'n storie agter hoekom Petrus in Rome gebly het. So ek gaan nou 'n bietjie meer in die geskiedenis gaan van die hostility teenoor Christene tydens daai tyd in die Romeinse Ryk. Maar blykbaar is daar, ek gaan dit nou net so lees soos dit daar gestaan het. So Petrus het nadat sy vriende hom gewaarsku het, uit Rome uit begin vlug. By die stadspoort het hy 'n visioen gekry van Jesus wat Rome binnekom. Hy vra toe vir Jesus, waarheen gaan jy, Here? Waarop Jesus geantwoord het dat hy Rome binnekom om daar gekruisig te word. Hierop sy Petrus besluit het om nie meer te vlug nie, maar om Jesus deur sy eie dood te verheerlik. Nou, daar is nogals interessant. Nou gaan ons bietjie diep geskiedenis, lekker Roman Empire geskiedenis hierso ingaan. So, die emperor of in Afrikaans, die keiser Nero, was in daai tyd aan die keiser gewees van die Romeinse Ryk, en in 64 na Christus, rondom by daai tyd, was daar die groot brand in Rome gewees, of the Great Fire of Rome. En Nero, in plaas daarvan om sy eie foute en tekortkominge die skuld te gee, het Christene blameer, en hy het hulle onderwerp aan brutal teregstellings, soos byvoorbeeld om lewendig gebrand te word, aan die willediere gevoer te word, en onder andere om in die Colosseum deel te neem. Nou, ek spreek onder korreksie daarso, ek is nie seker of die Colosseum al sulke groot genots performance of genotsplek was nou tydens daai tyd al in die Romeinse Ryk nie, maar ons weet net, hierdie is mal en brutal goed eintlik wat aan Christene gedoen is in hierdie tyd, en die emperor Nero het dit half aan die gang gesit. Nou na Nero het die intensiteit en die skaal van hierdie vervolging het dit gewissel van keiser tot keiser, so sekere keisers het dit baie erg gedoen, en ander keisers het dit nie so erg gedoen nie. En ons weet tussen 303 en 313 of 311, daar rond, ek dink is 311, was daar 'n spesifieke keiser, en ek kan nie nou sy naam onthou nie, maar hulle noem dit die groot vervolging van die Christene, het in daai tyd plaasvind waar dit opgeramp was en grootskaalse vervolgings was teen die Christene en hulle doodgemaak was en so. Dit was obviously baie na Petrus se tyd, maar hierdie vervolging teen Christene het aangegaan tot en met die jaar 313 na Christus, toe die keiser Konstantin die eerste tot bekering gekom het en dit al gestop het. Nou, wat nogals interessant was, is ons sê mos Petrus was
rondom by hierdie tyd doodgemaak. Maar net nog 'n interessante simpel feitjie om hier in te gooi voor ons nou mooi in die woord inspring. Ons weet die keiser Nero was blykbaar in hierdie tyd wat Petrus in Rome was op 'n uitstapie na Griekeland toe gewees. So dit was nie spesifiek keiser Nero wat gesê het hy moet doodgemaak word nie, maar onder die prefek Agrippa. Nou ek het geen kennis van die priester Agrippa nie, of die prefek Agrippa nie, maar hy het Petrus gearresteer en gekruisig. Maar Petrus het gevra dat hy onderste bo gekruisig moet word uit respek vir die wyse waarop Jesus gekruisig was. Hy het gesê hy was nie worthy om dieselfde dood as sy Here te sterf nie. En ons weet dan Petrus is begrawe en ja, hulle sê 100 jaar na Christus het die Christene Petrus se graf as 'n monument bekend gemaak en in die keiser Konstantin se tyd is 'n kerk oor die graf gebou. En dit is vandag die St. Peter's Basilica dink ek kan miskien verkeerd weet of in die Afrikaans die St. Peter's Kerk in Rome. So baie ryk geskiedenis agter Petrus en dit gee ook 'n goeie visie of 'n goeie idee van die tyd waarom ons is wanneer Petrus hierdie laaste brief skryf. Nou, without further ado, kom ons spring bietjie in die woord. Ons het nou mooi die geskiedenis opgebou agter dit en nou kan ons in die woord inspring. So ek het gedink ek gaan die stuk lees wat ek wil lees en is 2 Petrus 1 vers 1 tot 15 en daarna gaan ek half net dit stuk vir stuk probeer vat en mooi by mekaar bring vir hoe om Jesus beter te leer ken. So, ons lees dit van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allerhoogste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en hy het vergeet dat hy van sy vroeë sondes gereinig is. Daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en julle verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie, en dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner. Al weet julle dit, en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is. Ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor deur julle hieraan te herinner solank as ek nog lewe. Ek weet dat my dood nie meer ver is nie. Ons Here Jesus Christus het dit trouens duidelik aan my bekend gemaak. Daarom sal ek my daarvoor beywer dat julle ook na my heen gaan altyd hierdie dinge sal onthou. Dis 'n mond vol, maar ek kan nie help om wanneer ek luister na hierdie woorde van Paulus, as ek hierdie woorde van Paulus lees, ek kan net nie help om die stem van die Here ook deur hierdie te hoor nie. Ek dink wanneer Paulus in 2 Timoteus sê dat hierdie skrif is deur die Heilige Gees geïnspireer, dat hierdie is 'n groot voorbeeld daarvan, want net wow. En ja, ek dink sonder om verder aan te stal, gaan ek begin by vers 2. Alright. So, vers 2. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. En ek wil julle aanmoedig, as jy kan, hê 'n Bybel op by jou, want ek gaan nie heeltyd die woord oor en oor en oor lees nie, maar as jy die woord by jou het, kan jy half volg en dan min of meer idee waar ek is wanneer ek praat oor hierdie goeters. En weer eens, hierdie is wat ek gekry het uit my
my persoonlike Bybelstudie en ek dink meeste van hierdie gedagtes is ook nie heeltemal dit is van die Here af man. Ja, dit is nie my eie gedagtes nie. Die Here het my gelei glo ek om hierso by uit te kom. So vers 2 lees ons klaar dadelik. Daar is genade en vrede in die kennis van God en van Jesus. Nou ek dink weer eens ek dink daai vrede, ek dink baie mense het hierdie holte in hulle lewens. Daai gevoel van daar kort iets. En ek dink daai iets wat kort is vrede. Dis vrede wat van bo af kom en dit is ietsie wat net God vir ons kan gee. En dit antwoord al dadelik die vraag, hoekom wil ons Jesus beter leer ken? Hoekom moet ons Jesus leer ken? Of hoekom moet ons hom ken? Want daar's genade en vrede wat daarmee gepaard gaan. Om Jesus te ken beteken jy gaan die genade van Jesus verstaan en die genade van God verstaan en jy gaan ook die vrede ervaar en die vrede verstaan en jy gaan agterkom dat wanneer Paulus in Filippense 7 sê dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan is inderdaad vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dan gaan ons oor na vers 3. Nou vers 3 is nogals packed en vers 4 is packed. Alles is eintlik packed. Ek weet nie hoe ek dit net spesifiek daai ene is gepack nie. Is packed nie, maar vers 3. So sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Nou dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Daar is nogals baie om in te neem hoor. So ek dink een ding wat ek eers wil uitwys is ons lees dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het. Nou die ken hierso wat in Grieks gebruik word. Dis nogals interessant. So die kennis wat hulle hiervan praat of die ken van om God te ken. Die definisie gaan meer oor 'n presiese, 'n volmaakte en 'n deugsame kennis. Nie net hierdie casual acquaintance wat jy het nie. Nee, jy weet basies soveel van alles en wat ook al jy kan van God. Dit is wat ek bedoel. En ek dink dit is nogals gepas, want ek dink baie van ons, soos ek nou in die begin gesê het, ons probeer alles in ons lewens doen, behalwe om hom te leer ken. En in die proses, ons probeer onsself eerder leer ken, in plaas daarvan dat ons God leer ken. Ek dink wanneer jy jouself probeer leer ken, voordat jy God probeer leer ken, jy leer jouself ken deur die beloftes of die goeders wat die wêreld vir jou voer. En wanneer jy Jesus leer ken, leer jy ook in daai proses jouself leer ken en wie jy werklik is, want wie jy werklik is 'n kind van God. En dit is hoekom ek dink dat die kennis van God so belangrik is, die kennis van Jesus so belangrik is wanneer jy hom leer ken, gaan jy deur dit jou ware self leer ken, want daai ware self is wie God natuurlik gemaak het. En ja, hierdie kennis kom aan die wie God roep, en dit is kennis wat kom uit ervaring uit. En hoekom sê ek dit? Want dit sê, dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deur sy mag. Nou, dit is hoe daai kennis opbou. Dit kom van hom af eerstens, dit is hoe ons hom leer ken, en jy leer hom ken deur tyd met hom te spandeer, deur ervarings wat jy het met hom. En die heerlikheid en mag wat hulle hierso van praat, deur sy heerlikheid en mag. Dit is Jesus se heerlikheid en mag wat God ons laat roep, en dit is Jesus se heerlikheid en mag wat ons na hom toe nader. Dit maak weer eens bietjie meer sin hoekom Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Dit is toe Jesus op die kruis verheerlik is en hy die mag gegee is oor die lewe en die dood. Daai heerlikheid en mag wat hy het, is wat God ons laat roep. Dit is hoekom Jesus moes kom, sodat God ons kan roep en dat ons na hom toe kan nader. En dit is wat ons na hom toe laat nader. Nou, ek bid regtig en ek vra regtig dat die Here dat hierdie boodskap of hierdie ontleding net sal stiek of iewers sal land, want dis awesome, dis powerful. Nou in vers 4 lees ons dit deur dit te doen, deur
sy goddelike krag het, ons lees nou, sy goddelike krag het aan ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. So, basies, ons ontvang het, dis 'n geskenk, dis half uit genade om Jesus te leer ken. Dis nie net 'n gimme nie, hoe kan ek sê, dit is nie net nog 'n ding nie, dis 'n gift wat God ons gee om Jesus te ken. En ek dink dit is ook ietsie om in gedagte te hou. Nou soos deurgaan na vers 4 toe. So vers 4 sê, deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allerhoogste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat die begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. So, ek dink die eerste deel kan nog 'n bietjie oorgeskiep word, maar ek dink is belangrik om te onthou dat dit taai in met vers 3. Dus ek moet ook belangrik is om te onthou dat die Bybel is nie in verse en in hoofstukke geskryf nie. Die briewe self is in een aanhalende gedagte geskryf. Dit is net vir verwysings purposes so opgedeel. En dis hoe ek dit wil taai hierso. So dit sê deur dit te doen. Deur wat te doen? Deur om te ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. So deur sy heerlikheid en mag het hy ons hierdie gawes, hierdie allerhoogste gawes en hierdie kosbaarste gawes geskenk. En dit is so cool om te weet dat sy beloftes, omdat hy sê, sy beloftes is gebaseer op sy heerlikheid en op sy mag. Nou, hoekom sê ek dit? Hoekom wil ek daai sê? Want dit beteken dat sy beloftes is gebaseer, is perfek en dit is betroubaar. Weereens, ek verwys terug, ons gaan soek heeltyd in die wêreld na betekenis en ons gaan soek alle ander oplossings behalwe om God te leer ken. Nou, wanneer jy God leer ken, wanneer jy Jesus leer ken, as gevolg van die heerlikheid en die mag van Jesus, kry jy toegang tot die kosbaarste en allerhoogste beloftes en gawes. En daai beloftes en gawes is perfek en betroubaar. Nie soos die wêreld wat imperfect en unreliable is nie. Nog 'n rede hoekom jy Jesus moet leer ken. Jy kry beloftes van 'n betroubare source, van 'n perfekte source, wat jy nie by die aarde gaan kry nie. En dit bewys ook eintlik die genade en die vrygewigheid en die liefde van God. Want ons sien nou nie net red hy ons van 'n ewige skeiding van hom af, as nie net red hy ons van 'n ewige skeiding van hom af as gevolg van ons sonde nie. Hy laat ons ook deel hê aan sy goddelike natuur. Dis net, en sy goddelike natuur, ek dink die goddelike natuur is net die kennis van hom, om in sy teenwoordigheid te wees en te weet wie hy is. Jy deel daaraan. En dit is ook weer eens bloot uit genade. En nou kom ons by die deel uit wat vandag se podcast episode is. Lekker 23 minute in, as jy nog by is, sê ek well done en prys die Here, want dit is net hy wat jy hierso kan byhou. Want dit is 'n moeilike ding om te snap. Ek moes nogals lank voorberei vir hierdie. Maar nou, ons kom nou hierso by van vers 5 tot vers 7. Van min of meer 7 dinge. Ek het nou geskryf in my Bybel 7 dinge, maar ek is nie seker of ek reg getel het daarso nie. Maar hierso leer ons die 7 goed wat ons aan moet werk om ons kennis van Jesus op te bou en Jesus beter te leer ken. Want ons lees dan na vers 5 tot 7 sê ons, as julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. So wat is hierdie goeders? So dit sê die vers 5 sê ons moet begin deur ons geloof te bereik. Nou in die Engels sê dit to add to your faith. So jy het die geloof in Jesus, great. Nou hoe bou jy kennis op? En dit is hierdie goeders by te sit op jou geloof. En die eerste ding sê ons is deugsaamheid. Nou deugsaamheid het te doen met om te doen eerstens wat reg is en te doen wat opreg is. En wie is daar meer 'n perfekte voorbeeld as om te volg as Jesus? Kyk hoe Jesus geleef. Jesus het gestreef na humility, hy was nederig geweest, hy het gedien. Die voorbeeld wat Jesus geleef het, is die lewe wat ons moet nastreef. En wanneer ek dink ook 'n ander storie wat ek kan gedink het, wat ek ook op 'n reel ding ek iewers gesien het, is waar die ou gesê het, hy het vir 'n dag het hy gegaan om elke liewe persoon te hanteer asof daai persoon Jesus is. En ek dink iemand in my selgroep het dit ook
gemention. Maar hanteer elke liewe persoon asof daai persoon Jesus is en jy sal begin die idee kry van hoe dit is om Jesus na te streef en om te leef soos Jesus. So om elke persoon te hanteer asof hulle Jesus is en as jy hulle hanteer met liefde en compassion en nog soveel ander goeders, jy is dan deegsaam. Dit is waar die deegsaamheid inkom. En ek dink ook deegsaamheid kom by die dissipline en die deegsaamheid taai ook bietjie in met selfbeheersing. Maar wat ons nou later bykom. Nou om te leef soos Jesus dink ek is die perfekte manier om jou deegsaamheid te verbeter of te verryk. En ek dink jy gaan ooit daai kan bemeester nie, so jy kan dit aanhou en aanhou en aanhou najaag. Dan lees ons om julle geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis. Nou, kennis is, mens dink, dit is net een eenvoudige dingetjie en dit is die woord, en natuurlik is die woord. Ek sê dit klein dingetjie, dit is 'n groot ding om jou kennis op te bou, is om kennis van die woord op te bou, is studeer die woord, lees die woord, maak dit so essentially deel van jou mens wees. En ek vra om verskoning as julle nou geluide in die agtergrond hoor, dit reën nou hierso. Ek is nie seker of jy maak dit uitsien nie, maar as julle nie hoor nie, gaan maar nog steeds aangaan. Maar ons weet weer, soos ek sê, in 2 Timoteus 3, sê Paulus dat alle skrif is deur die Heilige Gees geïnspireer. So, dit is die kennis wat jy opbou. Die kennis die opbou van die woord, is ook die kennis die gaan opbou van Jesus, want dit is geïnspireer deur die author van die woord. Ons weet natuurlik, Vader, Seun en Heilige Gees is drie-enig, een God, multiple beings. Anyway, daar is ook 'n hele ander topic. Jy bou kennis op deur natuurlik jou eie lewenservaring. Jy besef dat, hoorie, as ek myself aan hierdie goeders miskien blootstel, kom hierdie temptations oor my, of as ek oor hierdie goeders praat, kom hierdie emosies oor my. Ek dink daai ervaring is ook om daai kennis op te bou van dit. En ek dink ook 'n ander ding om te vra is om te bid. En as jy nou jou woord ken, weet jy in Jakobus 1 vers 5 sê Jakobus vir ons dat as jy wysheid kort kom, moet jy bid en vra dat die Here jou wysheid sal gee. En ek dink dit is maar al wat ek regtig kan, dit is wat ek kan sê by hoe om jou kennis te verryk, is deur daai goeders te doen. En dan kom ons oor by selfbeheersing. Nou, selfbeheersing, dink ek het baie, ek dink die Grieks wat hulle ook gebruik het baie te doen met sexual temptations, wat hulle oor selfbeheersing voorgestel het, maar ek dink in die Christen wandel met jy selfbeheersing hê oor baie ander goeders. En dit is goeders soos met jou woede, jou gedagtes, jou dalk jou losbandigheid, jou drinkgewoontes, jou mond, dis jou taalgebruik, hierdie klein tipe goedjies. Dus jy moet daarna streef om selfbeheersing op te bou op daai goeders. En weer eens, jy is mens, jy is nie perfek nie, jy gaan nooit een ding 100% bemeester nie. En ek sê dit, jy gaan dit nooit bemeester as jy dit op jou eie probeer doen nie. Want jy is nooit alleen in hierdie stryd. Jy pak hierdie stryd aan met God. Jy pak hierdie selfbeheersing issues ook aan met God. Jy spandeer tyd in gebed daarmee, jy dra dit op aan hom, jy werk daaraan en jy streef daarna om jouself te beheer, selfbeheersing te hê oor hierdie goeders. En kyk, dalk is daar ander goeders. Ek het nou nie die goeders gedoen wat eers by my kop opgekom het, maar daar kan nog goeders wees dat jy meer selfbeheersing nodig het. Dit kan ietsie wees soos miskien hoe jy eet. Dit kan wees jy eet nie genoeg behoorlike kos nie, jy eet miskien te veel donuts of jy eet te veel koekies of wat ook al. Dan daai selfbeheersing te kweek om na jou lyf te kyk wat God jou mee geseën het. Daar is ook 'n vorm van selfbeheersing. So daar's altyd ietsie wat jy aan kan werk as dit kom by selfbeheersing, dink ek. En ek dink dit is ook belangrik om hierdie nie op jou eie te probeer aanvat nie, want jy gaan nie hierdie temptasies en hierdie goeders op jou eie kan fight nie, want jou, soos Jesus sê, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. So onthou dit altyd. En dan sien ons dit gaan van selfbeheersing met volharding, en ek het nou nie volharding hier so neergeskryf nie, maar ek dink volharding is om ten spyte daarvan wanneer dinge moeilik raak, wanneer dinge dalk boring raak in jou wandel met die Here, waar jy voel jy is stak in 'n rat, of jy hoor nie die Here se stem so mooi nie, of jy
Bybelstudies is dalk nie elke keer so exciting soos wat jy dink dit moet wees nie. So dan aanhou daarmee, deur daai te druk en nie moedeloos te raak nie, en want jy maak dan staat op miskien emosies om jou geloof en jou verhouding met die Here op te bou, en ek dink nie dit is reliable nie. Want as jy nou iemand leer ken en jy het 'n pel, jy gaan nie elke liewe keer wat jy saam met daai persoon is, gaan een high wees en een konstante, hoe kan ek sê, flow of emotions. Partykeer gaan jy net sit en gaan verveeld wees miskien. Jy gaan miskien net sit en oor ietsie mundanes miskien praat. Maar dit is nog steeds belangrik om dan te volhard in jou verhouding met daai persoon. Jy nie slap raak en koud raak en jy begin half bietjie minder oplet wat hierdie persoon se lewe miskien aangaan, of wat hierdie persoon vir jou probeer sê nie, of jy weet sulke tipe goedjies, en ek probeer dit nou net metafories beskryf in die sens van jou verhouding met die Here. So hou aan volhard in jou verhouding met die Here. Moenie dat klein hindernisse of goeters jou verhoed om aan te hou deurdruk daarmee nie. So, en hy gaan dan aan met die volharding van veral die volharding met godsvrug. Ekskuus. Nou godsvrug in die Engels is godliness. En godliness in godsvrug dink ek dink dit taai aan by heilig lewe, en heilig lewe is ietsie wat ek voel die kerk oor die algemeen baie probeer vir my vandag. En dit is 'n opdrag wat baie uitgebeeld word in die Nuwe Testament ook. Paulus skryf baie in sy briewe. En ek bedoel godsvrug is net 'n vorm van heilig lewe ook. Heilig lewe is baie belangrik om jou kennis van die Here mee op te bou en jou verhouding met die Here te versterk en hoe jy die Here verstaan te verbeter. En hoe om heilig te lewe dink ek is ietsie wat ek en Johan op 'n hele separate podcast episode sal doen. Maar ek dink die manier om jou geloof te verryk met godsvrug is daar maar 'n paar goedjies wat ek vinnig neergeskryf het wat ek dink definitief belangrik is, en dit is om te onthou dat jy moet 'n lewe leef wat God eer en aan hom toegewy is. En daar's 'n vers in 1 Korintiërs 10. En dan is 1 Korintiërs vers 10 tot 30. Ekskuus, ek gaan gou vinnig daar uitkom. Gee my 2 sekondes. Daar sê. So dit sê in 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle eet en of julle drink, of wat ook al julle doen alles tot eer van God. As jy dit doen, ek dink dit is jy leef dan in heilige manier. Nog 'n manier om te onthou is om God jou sentrale prioriteit te maak. En ons lees in Paulus se brief aan die Kolossense, as my vingers daar kan uitkom in hoofstuk 3 vers 2. En ons rig julle gedagtes op dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Om God jou prioriteit en jou sentrale prioriteit te maak, moet jy seker maak dat jou gedagtes en wat jy jou aandag en energie aangee, is nie gebaseer op goeders wat op die aarde is nie, maar gebaseer is op goeders wat op God is. En ek dink wanneer jy dit doen, ek dink hierdie is wat ek uit ervaring ervaar het. En wanneer jy dit doen, is jy meer geneig om 'n heilige lewe te leef, want jy rig jou gedagtes op dit wat heilig is. Die enigste being wat heilig is, jy rig jou gedagtes daarop. So dit gaan jou outomaties meer maak wil heilig lewe en jou meer aanspoor en 'n goeie voorbeeld vir jou stel vir hoe om heilig te lewe. Nog 'n manier om godliness of om godsvrug te kweek is om dankbaar te wees aan God. Paulus sê weer eens in die Kolossense se brief dat jy moet konstant dankbaar wees. Jy moet dankbaar wees teenoor die Here. Hy sê in Filippense 4 vers 6 dat jy moet met gebed en met danksegging en met smeking jou begeertes aan God bekend maak. So dankbaarheid weer eens is 'n vorm van godsvrug ook, en dit is jy jou godsvrug aan verryk. En dan die laaste ene ding ek is ook om ander te dien. Moenie vir jouself lewe nie, lewe vir ander mense, lewe om jou lewe neer te lê vir God, en in daai manier gaan jy meer geneig wees om dinge te doen vir ander mense en nie net vir jouself nie. So godsvrug is 'n moeilike een. Godsvrug verg jou om heeltemal teen jou eie natuur te gaan, en godsvrug taai natuurlik aan by selfbeheersing ook. Is
jy moet 'n lewe leef wat nie oor jouself gaan nie. Jy moet 'n lewe leef wat aan God toegewy is, 'n lewe wat op hom gerig is. Ja, my stem. Ekskuus. En jy moet in dankbaarheid ook teenoor God wees. En dit is hoe jou godsvrug ook verbeter. En dan kom ons by liefde aan mekaar, onder mekaar en dan liefde vir almal. En dit is half die kraks van die evangelie, dink ek ook. Nie die kraks van die evangelie nie, maar een van die kraks van Jesus en van God se opdragte is om mekaar lief te hê. En mense net soos dit, deur aan hierdie eienskappe te werk en aan te hou daaraan werk en aan te hou daaraan by te sit en aan te hou fokus daarop, gaan jy met ywer en met vrug Jesus beter leer ken. Dit is Petrus se belofte aan ons. Jy moet altyd probeer meer deugsaam wees. Jy moet altyd weer meer kennis opbou. Jy moet altyd selfbeheersing hê. Jy moet altyd meer volhard. Jy moet altyd meer goddelik wees. Jy moet of godsvreesend wees of godsvrug dra. Jy moet altyd meer liefde hê en jy moet dan ook meer geloof kry. En deur al daai goeders te verryk en aan te werk en aan te bou en aan te werk, gaan jy jou kennis van Jesus beter opdoen. Onthou, wanneer jy na Jesus nader, gaan hy na jou toe nader. Dit is die belofte wat Jakobus aan ons maak ook. En mense, dit is nooit iets wat gaan verander nie. En dit is hoekom Petrus ook sê in vers 12, dat om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit, en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is. Hy weet, ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor deur julle hieraan te herinner solank as wat ek nog lewe. Daarom sal ek my daarvoor beywer dat julle ook na my heen gaan altyd hierdie dinge sal onthou. Dit was vir Petrus so belangrik om hierdie goeters te emphasize by die mense wie hy die brief aangeskryf het. En dit is, ek dink, dat wanneer jy in 'n rad kom of wanneer jy sukkel met jou verhouding met God of jy voel God is ver, is altyd een van hierdie goeters die jy miskien aan kan werk. So wanneer jy miskien voel, hoor jy, ek hoor nie die Here se stem nie. Ek sukkel om hom te hoor of ek sukkel om hom te volg. Dink dan, okay, wat sê 1 Petrus 2? Nee, 2 Petrus 1, ekskuus. Wat sê dit? So as ek my geloof wil verryk, ek meer deugsaam wees. Moet streef dan 'n bietjie meer soos Jesus te lewe. Okay, waar kan ek bietjie meer soos Jesus lewe? Okay. Kennis. Bestudeer ek die woord goed genoeg? Ken ek die woord goed genoeg? Okay, nee, maar ek gee 'n bietjie meer aandag daaraan. Het ek genoeg vra ek vir die Here vir kennis of vir wysheid? Nee, okay, vra miskien daarvoor. Selfbeheersing. Okay, is daar iewers waar ek miskien bietjie let go het, waar ek bietjie nie myself in toom gehou het nie, of waar ek nie die Here gevra het om my uit te wys nie. Okay, kom ek vra die Here om my uit te wys waar dit is. Okay, as ek nou ietsie sien dat ek weet dit is, of ja, ek het nou die laaste ruk bietjie te veel alkohol gedrink, nou nie tot 'n uitspattige mate nie, maar ek het bietjie te veel gedrink in hierdie laaste maand ons sê. Okay, dis iets wat ek kan werk. Selfbeheersing daarmee. Okay, ek het bietjie begin slegte taalgebruik doen. Ek kan daarso bietjie met myself weer fokus om my mond bietjie te hou. Volharding. Kom ek elke dag in gebed by die Here bymekaar. As ek in dialek met hom. Okay, dan kan ek daarso bietjie iets werk. Godsvrug. Leef ek op die manier dat ek lewe is 'n manier wat God eer? Okay, nee, waarso is dit kom? Waarso kom ek kort? Is ek miskien 'n bietjie lui hierso? Alright, ek kan bietjie daaraan werk, of was ek bietjie naastig gewees met hierdie persoon? Okay, ek kan bietjie daaraan werk. En sien, daar's altyd iets wat jy kan doen as jy voel jy is ver weg van Jesus, wat jy kan doen om weer nader aan hom te kom. En hierdie is 'n great raamwerk om net weer terug te kom na, okay, ek ken nie Jesus nie, of ek voel nie asof ek Jesus op die oomblik ken nie, of ek voel asof ek hom bietjie, ek wil sê, verloor het, as dit sin maak. Waarna kom ek terug? Boom. Daar sal dan terugkom. En dit is hoekom Paulus ook sê, ek dink deur hierdie goeders ook te doen, gaan jy deur jou lewe bewys dat God jou geroep het en jou gekies het. As jy hierdie goeders doen, sal jy nooit struikel nie. As jy aanhou aan hierdie goeders werk, sal jy nie struikel in jou verhouding met God nie. En daai is 'n bold statement om te maak, maar dis wat Petrus sê. En hy sê dan, as ons hierdie goeders doen,
sal daar vir julle 'n vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Dis 'n awesome belofte daai. Ek bedoel, dis humongous belofte daai. Jy gaan vrye en feestelike toegang hê tot die ewige koninkryk van Jesus. En dit is natuurlik deur die kennis van hom. Nou in vers 9 ek het hom nou doelbewus geskiep en dit is al vind om af te sluit, dink ek. En dit sê iemand het hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind en hy het vergeet dat hy van sy vroeër sondes gereinig is. So as hierdie dinge nie wys nie, of iemand doen nie hierdie goed nie, beteken dit, sê Petrus, jy is blind. Jy sê jy ken nie regtig vir God nie. Dis wat hy vir jou sê. Al sê jy ken vir God, as jy nie hierdie goeders doen nie, ken jy nie God nie. En daai is weer eens 'n baie harde statement om te maak, maar dis belangrik. En dis harde woorde en ek dink Petrus gebruik hier die harder woorde omdat hy aan die einde van sy lewe is. Hy weet hy gaan hierdie is die laaste keer dat hy hierdie mense skryf, so die woorde wat hy moet gebruik moet sterk hê, dit moet oomf hê. En dis hoekom hy hierdie goeie sê. So doen hierdie goeters, want sodra jy begin jou aandag afval van deugdsaamheid, kennis, selfbeheersing, volharding, godsvrug en liefde, gaan jy net jouself sien. En dis dan, weer soos ek in die begin gesê het, jy gaan dan net weer na jouself kyk en jy gaan jouself leer ken. En waar ek nou gesê het, nee, okay, kyk in jou lewe en waarso jy nie na Jesus fokus nie, dis 'n ander serie. As jy hierso kom en jy sit die fokus op jou eie probleme en jou eie goeters, as jy nou 'n verhoudingsprobleem het, as jy jou fokus en energie daarop is, en jy sien, en jy maak nie God ons is jou prioriteit, en jy maak daai jou prioriteit, of jy maak jou studies jou prioriteit. Jou visie draai na dit toe, en dan sien jy net jouself. En dit is hoekom hy sê, as jy nie hierdie goeders doen nie, is jy blind. Want jy is dan blind tot die kennis van God, jy is blind tot God, en jy kyk nie na God. En as jy nie na God kyk nie, as jy is obviously blind teenoor hom. So, weer eens is harde woorde en is moeilike woorde, en I do not claim to be the perfect example of keeping these commandments, of these, how can I say, the hints, of the, ja, ek het die woord verloor daarvoor, maar ek sê nie hierdie uit 'n punt van ek doen dit reg nie. Ek sukkel vrek baie daarmee van hierdie goeders te doen. Dit is hoekom hierdie stuk vir my so belangrik is die goeders soos deugdsaamheid, om te leef soos Jesus, om kennis op te bou vir die woord, om selfbeheersing altyd te hê, om te volhard altyd, selfs wanneer dinge moeilik raak, om heilig te leef, om godsvrug te wees, om met godsvrug te verryk, om altyd liefde te hê vir alle mense. Meeste van die goeders, ek kom nie altyd daarby uit nie. Maar dit is 'n ding wat ek geleer het, en is weer eens iets wat ek met jou wou deel. So, hierdie alles wat Petrus oor praat, op die einde van die dag, dis hardsake. Dit sal wys in die manier hoe ons lewe, dat ons Jesus ken, en aan hom behoort. So, as hierdie goeders al in Thomas, ek dink is ook 'n great master om te sien of iemand werklik vir Jesus ken, hulle nie hierdie goeders heeltemal het nie, of nie ten minste bewus is daarvan en werk daaraan nie. En weer eens, dit kan ook heeltemal ander topic raak ook, maar dit is hoe jy ook bepaal of iemand wie jy mee te doen het, Jesus ken. En daarom is dit baie belangrik om hierdie eienskappe, hierdie 7 goed, kom ons kyk wat is dit? Dit is deugdsaamheid, kennis, selfbeheersing, volharding, godsvrug, liefde onder mekaar, liefde vir almal. Dit is 7. Nice. Maar as jy hierdie 7 goed najaag, gaan jy, en jy hou aan continuously en heeltyd daaraan werk en daaraan groei, en jy hou aan bysit tot jou geloof in die Here, sal jy nie struikel nie. Dit is die amazing belofte wat Paulus hierso aan ons maak. En nou, ek dink nie, daar is veel meer om hierso by te sê nie, mense. Ons dien 'n awesome God wat ons bitterlik graag wil ken, en hy wil ons ook hê, ons moet hom ken, en hy wil hê, ons moet deel hê aan sy goddelike natuur. Al wat hy van ons vra, en wat Petrus vir ons sê om hom beter te leer ken, is om in ons geloof te verryk met deugdsaamheid, en deugdsaamheid met kennis, en kennis met selfbeheersing, en selfbeheersing met volharding, en volharding met godsvrug, godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir almal.
streef hierdie goed na, maak dit so deel van jou daaglikse roetine en soos die woord vir ons beloof, jy sal nie struikel in jou stap met die Here nie. Mag jy 'n awesome week verder hê en 'n geseënde dag en totdat ek weer met julle gesels of totdat Johan met julle gesels, hoop ek dat hierdie boodskap in julle agterkop sal bly en dat julle ook soveel waarde uit dit kon vind soos wat ek het. Mag God jou seën. Totsiens.